Jy kyk goeiemôre, good morning. Vandag gesels ons met iemand wat die kuns van tuiswees verstaan en beoefen. Stephanie de Klerk het op een koue oggend op die plaas na 'n tweedehandse mat wat sy gekoop het en verkoop het, gestaan en kyk en toe besluit sy dat sy meer wil doen. Sy is nou die stigter van The Carpet and Blanket Shop en sy is hier om met ons te gesels oor hoe ons huise meer karakter kan gee. Stephanie, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, Roseanne. Waar het die idee vandaan gekom om the Carpet and Blanket Shop te begin? Roseanne, dit het eintlik begin voor my essie antrasietstoof. So dis 'n baie mooi storie. Ek sê mos ek sê vir almal ek lewe in die verkeerde era. Ek is mal oor vintage en ek is mal oor ou geboue en sulke goed. So ek het begin deur sop te maak uit my groentetuin uit op die plaas vir inkomste vir ons gesin. En ek het toe besef dat dit net 'n wintersinkomste is en dat ek bietjie meer as net dit wil doen om ons gesin te ondersteun. So toe het ek so voor my essie antrasietstoof gestaan en ek het gedink, soos ek die sop gemeng het, ek gedink, wat kan ek meer doen? En ek het so afgekyk en ek het gedink, maar hierdie stoof kan soveel stories vertel van generasies. En ek het toe weer afgekyk na my tweedehandse persiese mat wat ek vir R150 voor betaal het. Dis nou 8 jaar terug, maar ek het so afgekyk en ek het gedink 'n mat kan ook stories vertel. En dit is waar dit toe nou begin het. En ek het toe 2 dae 'n week, want my passie was absoluut om by my kinders te wees en van die plaas af te werk, omdat ons nie so naby aan die plaaslike dorpie is nie. En ek het toe 2 dae 'n week, ek het toe my matte en alles begin in die plaaslike dorpie. Ons het 'n geskenkwinkeltjie gehad. Daar's 'n geskenkwinkeltjie waar ek my matte verkoop het. En ek was net 2 dae 'n week daar want ek het my seentjie skool toe gevat. En die winkel het toe toegemaak na 'n jaar. En ek het 'n wonderlike vriendin gehad wat my toe gesê het, moenie worry nie, Stef. Jy kan langs aan al jou goedjies sit en jy kan dit daar verkoop. En dit het ook net 'n jaar gehou. En toe het daai deure ook toegemaak. Maar ek voel ook soos toe ek in my kar gesit het met my sleepwa en al my matte en my komberse, het ek daar gesit en ek het gedink, soos die Here het my gebring tot hier. En ek weet, en daai vers het altyd by my opgekom van, ek gaan dit in Engels sê, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you. En ek het in my kar gesit en ek het net hierdie absolute vrede ervaar en ek het geweet, alles gaan oukei wees. En ek het plaas toe gery en ek het vir my man gesê, lief, ek gaan dit maak werk van die plaas af. En dit is maar hoe dit begin het. En nou doen ons alles van die plaas af. En dis lekker. Ek is baie geseënd en baie dankbaar. 'n Mat is dikwels 'n anker in 'n kamer. So, hoe sal jy vir iemand raad gee om 'n mat basies die sentrale punt van 'n vertrek te maak? Kyk, dis waar die liefde vandaan gekom het. So ek glo absoluut 'n mat is die anker van 'n vertrek, van enige kamer. En dit bring soveel, en dit is waar dit als weer inkom. Ek is erg oor nostalgie en stories en dit is vir my baie belangrik en spesiaal, maar ek glo 'n mat bring kinders bymekaar. Dit bring families bymekaar en dit gee net daai absolute cozy gevoel waarvoor ons almal smag. En so dit is om jou antwoord te beantwoord, jou vraag te beantwoord, is dit is wat ek sou sê, hoe jy 'n kamer sou anker met 'n mat. Die winkel se naam is The Carpet and Blanket Shop. So daar's natuurlik komberse ook betrokke hierby. En jy het nou die woord cozy gebruik. En ek mal oor cozy. So brei 'n bietjie uit daaroor. So The Carpet and Blanket Shop, ons het begin met net matte en komberse. En
Ja, en toe dit nou later in trous en linne, maar ek fokus regtig op die plaasstyl Ja. op ons webtuiste. Ek fokus op dit want ek dink baie keer is dit moeilik vir mense om hulle het nie altyd daai kreatiwiteit nie. So as hulle byvoorbeeld op 'n webwerf kyk, hulle weet nie altyd hierdie mat pas by hierdie nie. So ek werk regtig daaraan om neutrale klassieke matte. Want dit is daai ding van ek koop 'n mat en oor 2 jaar hou ek dalk nie van die mat in daai kamer nie, maar dan kan ek hom skuif sitkamer toe en dit lyk nog steeds mooi. So ek fokus regtig daarop en die plaasstyl en ja, so ons het linne en ons het trous en ons het komberse, die heerlikste sagste komberse en ja, tydlose matte. So dit is vir my so wonderlik om vir jou te luister want jy's so passievol oor amper die persoonlikheid van 'n huis en om regtig daai plaasgevoel te gee in plaas van net 'n vervelige plekkie wat lyk soos elke ander plekkie. Absoluut. Rosanne, ek dink dit is vir my baie belangrik. Ek dink as mens so op sosiale media kyk en jy kyk na die illusies wat geskep word. Alles moet perfek wees. Ja. Ons as vrouens, ons as ma's voel baie keer ons moet perfek wees, maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor meer as dit en ek dink ook op my Instagram blad, ek fokus op eenvoud, want dit is die belangrikste. Eenvoud is die belangrikste overall, want dit is die kleiner dingetjies in die lewe wat saak maak. Dit gaan nie oor die perfekte huis nie, dit gaan nie oor die beste van alles nie. Dit gaan oor dit gaan oor 'n huis byvoorbeeld kan bou, soos nie net alles oornagte hoef te koop nie. Ja. En ek hou ook daarvan om DIY projekte te doen. Dis ook vir my baie lekker. Ek sit dit ook baie keer op my Instagram blad om mense te inspireer. En ek hou ook daarvan om oudtydse meubels te vat en dit weer nuwe lewe te gee. En ek dink dit is waar huis stories vertel. En dit is vir my mooi. En ja, so As jy by jou voordeur instap, wat is vir jou die mooiste ding wat die kamer vir jou heeltemal verander of heeltemal uniek maak? Ek sou definitief sê my heel eerste tweedehandse persiese mat. Definitief. Ek heg baie sentimente aan daai mat en hy is nie perfek nie, hy's oud, maar dis vir my baie spesiale mat en hy kan soveel stories vertel en ek dink dit is waar my slagspreuk vandaan kom. Each rug tells a story. Ja. Want each rug does tell a story. Soos die Aga stoof, soveel stories van generasies vertel matte ook. En ons matte is goeie kwaliteit matte en dis Turkse, daar's Persiese matte, daar's Egiptiese matte, daar's trous, daar's blankets, daar is so En elkeen vertel 'n storie. en elkeen vertel 'n storie. So op die webwerf word elke mat het 'n storie. Ek dink dit maak dit spesiaal en ek is maar net regtig so dankbaar dat ek dit kan doen van die plaas af. En dis ongelooflik dat jy hierdie onderneming geskep het uit een of twee uitdagings wat oor jou pad gekom het en goed wat dalk nie uitgedraai het soos wat jy sou wou hê nie, maar nou hier sit jy en hier het jy 'n besigheid waar jy so passievol is en wat regtig 'n verskil maak in mense se lewens. Ek dink dit is regtig 'n pragtige storie. Waar kan mense meer inligting kry oor The Carpet and Blanket Shop en vir jou dalk kontak? Julle kan gerus op Instagram en op Facebook gaan kyk. En op TikTok. Ons het ook iets op TikTok wat ons hier en daar inbring. So ja. Baie dankie Stephanie, dit is regtig lekker om jou te Baie ontmoet. Jy het so dankie. lekker energie. Ag, dankie. Wonderlike manier om ons oggend te Dankie. begin. Bly waar jy is. Ons is nou terug met 'n bietjie sport en ons gesels met 'n ultramaraton atleet.